ons sal help, Here, om die diepte van die woord in te neem, en dat die boodskap op elkeen se hart gaan lê. Met die verse wat ons vandag weer deur gaan besef ek weer eens my eie tekortkominge, en vra ek vandag die woord ons sal laat nadink en besin, maar meer so dat vandag se woord ons nader aan U sal trek. Wees saam met elkeen en lei die familie in U woord. Ons dien U nou oprechtheid en in Jesus se grote naam. Amen. 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 Ek weet nie waar om te begin met. Okay, kom ons begin net so. Julle weet as Anton sê, ek preek vandag vir myself. Moet julle weet die kom woorde. So, en ek voel vandag regtig so. Waar ek vandag hier voor jou staan sê, onopwonde, ek weet nie of ek het die reg het om hierdie preek te doen, of hierdie boodskap oor te dra, julle toe nie. Die afgelope week wat ek nou spandeer het, of die afgelope tydjie wat ek spandeer het om hierdie boodskap voor te draai, ek net weer eens besef, ek sê besef, maar myself ontbloot, en terwyl ek dit doen het, ek net meer en meer skuldig gevoel. Goeders wat ons doen, wat ek doen, wat ek nie raak gesien, ek het skaam gevoel. En ek wil net hier met my hart hoor. Ek weet nie of ek die reg het om die boodskap oor te dra nie. Maar die boodskap gaan nie om julle weg te stoot, die boodskap gaan om julle juis in te trek. Okay. Ek is die ou wat agter die deur staan, ek is die ou met die bal op my oog. So, maar die boodskap met ons is daar om ons in te trek. Okay. So, verstaan dit net. Alright, so, kom maar. Ons sien die voorlaaste gesprek wat ons gehad het ons gepraat van die 2 visse en die 5 brode wonderwerk. Julle kan dit onthou, en dan die laaste een wat opgevolg het op dit, het gegaan oor die storm wat ons op die water gehad het. So ek dink hierdie is direk daarna, en as mens kyk na al die evangelies, almal noem die 2 visse, 5 brode wonderwerk. Maar is net Johannes wat die tweede episode, of 'n opvolgepisode, na die wonderwerk wat hy inbring. Okay. So, ek dink dit was 'n crazy 24 uur periode, en dis letterlik, ons sit in 'n geval wat hierdie wonderwerk plaasvind. Vanaand is die disippels op die see, en hierdie storms en alles wat saam met dit gaan, en die volgende dag is wat dit weer verder aanspeel. Okay. So die beginsel wat ons hier agter het, is dat die mense die volgende, nadat hulle nou die wonderwerk gesien het, wat Jesus gedoen het met die 2 visse, 5 brode, hulle het natuurlik nou nie geweet van die storms wat ook nog saam met dit was met die disippels nie. Hulle opgestaan en gesê, waar is Jesus? Ons het gesien, hy het nie op 'n boot geklim saam met die disippels nie. Waar is hy? En hulle het hom gaan soek. Okay. Die vraag is, hoekom het hulle hom gaan soek? En ongelukkig so, gros mense, die meerderheid van die mense wat hom gaan soek het hom nie gaan soek vir die wonderwerke nie, vir wat hy gaan doen. Hulle wou iets uit dit uitgehaal het. Hulle wou nog kos gehad het, aan blikbaar gestel. Ja. Okay. So, as mens hierdie volgende, ons gaan letterlik lees van 22 tot 36, vers 22 tot 36 lees, en as mens dit in oorsig lees, die mense was nie baie fresh, nie lekker gedink waarmee besig is. Maar as mens dieper aan kyk, dis wat dit is ons. Okay, so, verstaan net van waar ons kom met dit. So, ek kan vir julle, dis die 53 vertaling, jy kan in julle eie Bybels weergaan, ek gaan dit in 2 gedeeltes opbreek. In die eerste gedeelte, vers 22 tot 29, gaan ek vir julle lees, en dan gaan ons uit dit uitvat, en begin kernversie uittrek en opdeel. Okay. So ek lees vir julle, 53 vertaling, Jesus die brood van die lewe vir die gelowiges. Die
volgende dag sien die skare wat oor in die see gestaan het, dat daar geen onderskeid was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met die disippels in die skei gegaan het, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skeie het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat hulle die Here gedank het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in hulle skeie geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle ook aan die see en toe hulle hom ook in die see gevind het, sê hulle van, Rabbi, wanneer het jy aangekom? Jesus antwoord hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle soek my nie omdat julle my tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Hy gaan aan om te sê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. En toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dis die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Verstaan ons wat ook werk is? Dink jy so? En oorsig, ons verstaan het. Maar ek gaan kernversie opset. En sê, dit wat ons daar gesien het, hoe dit ons is, vir dieselfde. Kijk, so ons begin met die eerste vers, ek sê die eerste vers 22 tot 25, gaan maar net oor dat hulle Jesus gesoek het. Vers 26 begin het waar hy Jesus gekry het. En toe hy Jesus kom, toe het hy gevra, Rabbi, waar was jy gewees? En Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. So ons sê weer eens, so die mense besef, Jesus was nie daar nie, het hulle Jesus gaan soek. En dan kom het Jesus gaan soek. Het gaan oor hulle eie fisiese behoeftes. Nie om Jesus te loof en te prys en te eer nie. Ek weet dat ek kan ietsie uitkry. Ek weet, gister het ons brood gekry. Vandag soek ons ook iets. Okay. My vraag wat ek aan ons in die gemeente vraag, is, wanneer soek ons God? Soek ons God deurlopend, om ons geestelike behoeftes te vervul? Soek ons God net soms, net wanneer ons iets nodig het, of net in die oomblikke wat ons bedruk is, angstig is. Hoeveel van ons doen het? Daar is ons goeie die tyd wat ons God nodig het. Dit is nie constant. Ek vraag my dieselfde vraag, die volgende. Hoe gaan het eendag jou oogskind? Jesus vir jou sê, jy het nie gesoek vir my liefde nie. En dat jy uit my gaan kry. Luister wat ons sê. Ek wil nie daar wees as Jesus hier vir my sê, jy het my nie gesoek vir my. Jy het my gesoek omdat jy iets by my wil hê, uit my gaan kry. Dan verder in vers 27, wat sê, wat Jesus vir hulle sê, moenie werk om spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly, tot in die ewige lewe, die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. So verder van die menslike fisiese behoeftes wat ons gelees het in vers 26. Sê Jesus vir hulle, moenie jou tyd sit op fisiese aardse goeders, sit hy tyd en effort in die geestelike groei. Dis toch jou geestelike groei wat vir jou die ewige lewe gee. As 'n tweede komponent met dit in ons lees in Matteus 6:29 wat sê, moenie vir julle skatte bymekaar op die aarde, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Dus en ek weet ons het al hierdie
hierdie gedeelte spesifiek die Heer van Matteus al oor en oor en oor in kerke gehoor. Maar ek wil hê ons moet dit reg verstaan hierso. In die konteks wat ons hierop sit, gaan dit oor die tyd wat ons spandeer. Die tydspad wat ons spandeer op en vir God. Ons weet ons moet maand tot maand leef, en soms oorleef. Ons moet voorsiening maak en waarmee ons besig is vir die ou dag. Ons moet voorsiening maak om dieselfde tyd vir ons families, om ons. So die konteks gaan nie oor dat ons hierin gaan nie oor dat, en ek weet, skatte, partykeer jaag ons dit te veel, en ons wil te veel en ons wil meer en meer en meer. Die konteks hierin is dat ons moet tyd spandeer saam met die Here. Ons moet nie tyd spandeer om meer en groter en beter te wees. Meer tyd vir die Here sit. By daar, in alles waarmee ons besig is, maak ons genoeg tyd vir ons geestelike groei. Maak jy genoeg tyd, genoeg voorsiening vir jou ewige lewe. Nie goeders jaag en afskeep wat daar gekom is. Ja, nie ons werk vir ons ou dag, maar as dag na ons ou dag, nee. Was die ewige lewe daarna. Dan verder in vers 28 en 29, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dis mense, dis ons wil die hele tyd wheel and deal, wil ons nie. En alles wat ons doen, wil ons wheel and deal. Wil iets gee, ons wil iets kry daarvoor. Selfs jou vrou, jy wil jouself verkoop, dat sy sien, jy is presentable genoeg om verder te kan gaan met jou. Dit is die hele tyd daar interaksie, dis wie ons is as mense, dis ons in ons DNA. Ons is onder die beseffing, of ons onder die indruk, ons werk vir iets en ons kry vir iets. Ons moet baie versigtig wees daarvoor. Dis presies wat die Fariseërs het reëls gehad, om te sê, jy dit en dit en dit en dit. Dan sal jy die hemel te gaan. As baie kerke vandag nog wat promoveer, daar is die wet, doen die wet, gaan op volg hierdie riglyne, doen dit, doen dat, vir jou kaartjie hemel toe. Gaan nie daaroor. Ons geloof is nie net op wet, ons geloof is op verhouding met God. En ons sien dit in die vers, dat dit nie ons werk is nie wat ons doen nie. Dis ons geloof in Jesus Christus. Amen. Kijk, ons sien dit ook in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is jy gered, deur die geloof en nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Amen. Weer eens, dis nie die reëls nie. Dis uit genade uit, dis uit geloof, uit verhouding uit. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van julle werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar sy barmhartigheid het hy ons gered. Deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Kijk, mense is baie belangrik om hierdie konsep te verstaan. Gaan oor die verhouding wat ons het, ons geloof wat ons het. Kijk, dis nie net 'n stel reëls nie. Dis 'n verhouding heel eers. Dis geloof heel eers. So ons gaan oor na die tweede gedeelte toe. En ons lees van vers 30 tot 36. En hulle sê vir hom, watter teken doen u, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die man uit die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hulle het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe.
Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en toch glo julle nie. En hier gaan ons afgestap deur elke nieuwe vers gaan. En weer eens met aanleiding van vers 29, wat ons sê, dit is die werk van God dat julle nou glo wat hy gestuur het. Waar hy nou weer waar hy nou omdraai en sê, ek wil nie sleg doen, maar dan sê hy, maar bewys dit vir my. Ja. Bewys dit vir my. Hulle het gister, het hulle 2 visies en 5 brode gesien. Hulle vra weer, bewys dit vir my. Ons is so nie. Ons is so nie. Ja. Wie van ons het wat Jesus het al gevra, gee my teken, bewys dit. Wie van ons het al daai bewyse gesien? En sê, geef my tweede teken. Ek dink partykeer ons is weer, ons as kreatuur is ons weer. Mense glo eerder dit en ek gaan 'n bietjie verder, dat dit wat ons vir God vra en hy vir ons gee, redeneer ons na die tyd uit en ons sê maar, dis toevallig. Of die kans dat dit sal gebeur is in elk geval goed. In plaas van om sê, Here, dankie. Ja. Hier het wat gebeur. Ons probeer die hele tyd die wêreldse logika gebruik en sien nie die grootheid wat agter dit staan nie. Okay. Baie versigtig is vir dat. Ja. Ons gaan verder in vers 31. Ons vaders het die manne in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Nie net versoek die mense wonderwerk nie, hulle besluit op sommer self. Sy het gister brood gekry. Ons sal brood elke dag hê van nou vorentoe. Hulle verwys hier in elk geval na Nehemia 9:15 toe, waar Moses in Moses se tyd waar God van 'n manne afgestuur het. So weer eens is hierdie Jesus gister sê nie werk gekos en ons die kos gekry. Kom ons maak dit elke dag van nou, so ons hoef nie te werk en ons sal elke dag kos hê. Nee? En dit gaan 'n bietjie dieper. En dis waar ek hier sit. Ons is partykeer voorskrywend. Ons bid vir goeie en vra in nederigheid, Here, help ons hiermee. Voorsien nie meer. Maar dan sal ons omdraai en ons gaan nog sê ook, maar ek soek dit so en so en so en so. Ons weet ons wat ons wil hê. Die Here, ons weet wat ons wil hê. Soveel reg ons dit. Die Here weet wat reg is vir jou, wat die beste is vir jou. Maar ons sal gaan en sê, ons soek dit, maar ek soek dit op hierdie manier. Okay. Versigtig wees daarvoor. Vers 32 en 33 en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. So Jesus antwoord hulle na aanleiding van hulle versoek en sê die brood wat Moses vir julle in Moses se tyd wat God vir julle gee het, gaan jou nie help. Dis tydelik. Dis tydelik. Maar die brood wat ek vir jou kan gee, is vir ewig. Dit gaan jou voed vir jou ewige lewe. Ekskuus, ek gaan nogal vinnig hier deur, hoor. Ek moet sê as ek moet breek. Vers 34, toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. So duidelik verstaan hierdie skare wat nou gister by die wonderwerk was, duidelik verstaan hulle nie wat die Here bedoel, wat Jesus bedoel nie. Hulle is nog steeds sterk onder die indruk. Jesus gaan vir hulle manne laat gee. Hulle verstaan nie die simboliek in die vorige vers 33 nie. Hy is die brood wat vir hulle die ewige lewe kan gee. Hulle verstaan dit nie. Dit is nog steeds hierdie persepsie om te sê, jy kon nog 'n wonderwerk is, of nie meer brood te bak, brood te koop nie, dit kan sommer uitval.
soortgelyk soos dit, waar het ons 'n ander voorbeeld hier uitgehaal. Dit was die vrou by die put in Johannes 4. Okay. Waar Jesus vir haar gesê het, ek is die lewende water. Wat sy omgedraai het en gesê, ek is die lewende water, jy sal nooit dors kry. Waar die vrou omgedraai het en gesê, gee vir my van daai water. Dat ek nie meer dors kry, dat jy nie nodig het om weer na hierdie put te kom om water te skep. Ek net gou 'n bietjie backtrack wat jy wil. Ons praat van brood, ons praat van water. Dit was hulle primêre dieet van daai tyd, was brood en water. Dis waarvan hulle geleef het, is brood en water. Hulle het nie 'n Woolies gehad nie, hulle het nie 'n Shoprite gehad, hulle sê kom ons gaan en nog min energy drinks en alles wat saam met dit gaan nie. En nog minder het hulle ge-worry oor skaals. Vir die Israeliete was brood en water was vir hulle lewe. Dit was hulle voedingsbron gewees vir lewe. Dis kry dat Jesus water en brood gebruik het. Want die mense moes dit verstaan het van daai tyd. Ons vandag so hierdie langer gevat het om daai koneksie te maak. Maar daai tyd, dit is primêr. Dankie vir Woolies. Amen. Lees verder in vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Jesus het nou die mense nie verstaan nie. En hy sê direk vir hulle, ek is die brood van die lewe. Hierdie manne wat julle nou nie, ek is die brood van die lewe. Kyk. Jesus het vir die mense wat nou daar was, wat die Kapernaum was, om te sê, laat ek julle die brood van die lewe gee. Die vrou het hy gesê is, ek is die lewende water. En wat sê ons hier? Jesus sê, ek is die ewige bron van lewe. Ja, amen. Wil ook verder gaan met vers 35. Ander gedeelte hiernis. Net weer eens bevestig, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Die kern van hierdie boodskap of van hierdie vers is ons Christelike geloof. Dis Jesus se belofte aan ons om te sê, wie na my toe kom, wie in my glo, sal die ewige lewe kry. Amen. Amen. Dit nie wat hierdie vers vir ons sê nie. Wie na my toe kom en wie in my glo, sal die ewige lewe kry. Dis waarom ons Christendom gaan. Jesus sê, ons sê, kom na Jesus en bely vir jou sondes. Glo met jou hele hart dat hy vir jou gesterf het. En ek moet dit bylas. As ons praat van glo met jou hele hart, gaan dit oor dat ons 'n konstante verhouding met God moet hê. Nie Sondag in die kerk nie, Ja. elke dag. Nie net wanneer ons iets nodig het nie, elke dag. Nie net as ons bedruk en bangs is nie, elke dag. Gaan nie, dis nie deur werke nie, dis in verhouding, dis in verhouding. Konstant, elke dag, nie soms nie. Sê weer eens, wie na my toe kom en wie in my glo, sal die ewige lewe kry. Glo dit met jou hele hart en verstand. Ons nie 'n ding soos 'n nou en dan Christen. Ons nie 'n halfpad Christen. Jy is 'n Christen of jy is nie, weer die klap voor ons verby. Terug na die vraag. Volgende is, Jesus is en was voluit vir jou. Is jy voluit vir Jesus? Jesus het hom nie self halfpad geoffer vir jou nie. Hy het hom nie halfpad laat verneder nie. Hy het hom nie halfpad laat lei nie.
het met elke greintjie en inspanning in hom vas bly staan vir jou te sterf. Kan nie bekostig om halfpad te wees nie. So, Jesus was nakom. Hy was ten volle. Net interessantheid. Ons weet, Jesus het die godelike mag. Hy kon enige tyd teruggestaan en gesê, wat gewees het. Het hy? Nee. Jy weet, Jesus 72.000 engels agter mekaar. Dat is so gemakkelijk gestaan. 72.000. Dan moet jy nou onthou die perspektief wat ons nou gepraat van koning Hizkia, waar een engel 185.000 soldate gewees gemaak het. Wat gaan 72.000 engele doen? Wat doen die op aarde van ons? Nog steeds is hy vasgaan na die vernedering, vasgaan na die marteling, net van ons. Vers 36, die laaste vers is, maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Net soos hierdie ouens, en ons het nou 'n paar keer het gesê, net soos hierdie mense, wat op die Kapernaum was, wat net gister het hulle gesien hierdie wonderwerke. Hulle wil nog wonderwerke hê, en hulle glo nog steeds nie. Vraag, hoeveel van sy woord hoor ons? Hoeveel keer ervaar ons om werklik in ons lewe? Ons hou onsself blind. Hoeveel keer? Ons soek bewyse dat die Bybel waar is. Hoeveel effort sit ons in die Bybel te gaan lees en te bestudeer? Nie lees en te bestudeer. Dit is eerder makliker om te hoor wat sê 'n ander se opinie. Dit is makliker. Mense, ons lewe hang hier van af. Jou lewe van iets afhang. Lees die manual. Lees die manual. Okay? Moenie blind wees. Net 'n Christen wees. As dit jou pas nie. Kom terug na die oorspronklike vraag en ek kan dit stapie verder. Wat as Jesus eendag vir jou sê, jy het my nie gesoek vir my liefde nie, maar net vir wat jy uit my kon kry. En wat van as Jesus net eenvoudig sê, jy het my nie gesoek nie. Sal ons daar wees? So 'n opsomming, wat se lesse kan ons hieruit leer? Moenie die Here soek net as jy iets wil hê nie. Maak genoeg tyd vir jou geestelike groei. Ons word gered uit genade en nie uit werke nie. Jesus is die bron van jou ewige lewe. Jesus was en is voluit vir jou. Bou 'n konstante verhouding met God. Moenie blind wees nie. Luister na jou binneste. Moenie net 'n Christen wees as dit jou pas nie. As jy die boodskap in jou voel, en jy voel jy is aangeraak, en jy weet daar's dieper dinge in hierdie wêreld, moenie blind bly nie. Moenie die Heilige Gees se stem in jou ignoreer nie. Jesus het sy belofte aan jou gemaak, en na my toe kom, wie in my glo, sal die ewige lewe kry. Jesus was voluit vir jou, en ek sê dit onomwonde vir julle. Jesus smag om 'n journey saam met julle te begin. Jesus smag om jou nader te trek en om verder oor jou te ontferm. As dit iets wat jy werklik ook na smag, en om 'n dieper verhouding te hê met God.
En ek sê weer eens, die hele wat ek deurgegaan het my so gevang hier, en my regtig geraak, want ek sien hoe skuldig is ek hier. Maar het moet vir my 'n les wees om nader te kom aan die Here. Vir my 'n les te wees om verder ingetrek te raak. Jesus se liefde van ons. Hoe kan mens dit ooit beskryf? Hoe kan mens dit ooit beskryf? Okay. Sluit ons af met gebed. Vader, is U groot en liefdevol God met genade wat onmoontlik is om te beskryf. Ons vra die boodskap van vandag sal insink, ekskuus, en dat U hierop sal besin en die grootheid besef. Hy dit Heer, dat elkeen daaraan werk om 'n konstante verhouding met U te bou. Nie net wanneer ons voel ons het U nodig nie, maar elke dag. Maak ons harte oop sodat ons nie blind is vir wat ons doen en ten volle afhanklik van U genade is, o Heer. Vir die wat hier is en weet dis in die hart, moenie teruggaan nie. Die Here steek altyd met jou. Neem sy hand. Neem sy hand. Ek vra hierdie in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Amen. But wait, there's more. Ek moet dit mos altyd dink aan Here. Kos. Ek dink bietjie hierso. Ons gebed die Onse Vader. Gee ons daaglikse brood. Gee ons daagliks Jesus. Jesus is brood. Amen.